Elke jaar herdenk ons die wonder en die genade van Christus se hemelvaart. Ek wonder of glo jy werklik met jou hele hart dat Christus na die hemel opgevaar het? En glo jy dat dit 'n baie belangrike deel van sy verlossingswerk was of is? Ek dink in vandag se tye wat ons alles wil sien en ervaar, is dit baie keer moeilik om hierdie tipe van goeters rondom Christus en God en die onsienlike te glo. Want ons sê mos maklik, sien is glo. Mense werk so. Maar die Bybel is vol gesagvolle en ware getuienisse oor Christus se hemelvaart. En ons weet die woord van God, want God lieg nie, so die woord van God het net die waarheid in. Daarom is dit baie belangrik dat elke ene van ons as gelowiges ook kyk na ons eie getuienis en ons eie oortuiging. Ek dink as ons kyk na die woord van die Here en ons kyk na 'n paar getuienisse in die Bybel, dan maak dit so 'n bietjie meer vas, want soos ek gesê het, die woord van God, ons glo dit tog is waar. Ons glo dis die volle waarheid, dis geen leuns in die woord van God nie. Nou 'n paar getuienisse in die Bybel oor die hemelvaart. Die eerste getuie is Jesus Christus self. Ons lees in Johannes 16:16, 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, omdat ek na my Vader gaan. Hierdie getuienis is die woorde van Christus homself, om vir ons te sê, maar ek gaan na die Vader toe. Dan is daar die twee manne in die wit klere, Handelinge 1 vers 11, terwyl die disippels so gestaan en kyk het na die hemel, toe Jesus opgevaar het, daar skielik twee manne in wit klere by hulle gestaan. Hierdie manne, wat engele was, het getuig dat Jesus in die hemel opgeneem is. Dan kry ons nog die disippels, wat oog en oorgetuies was. Ons lees in Johannes 14:2. Johannes het self gesien hoe Jesus na die hemel opvaar. Hy het ook Christus se woorde in sy weergawe van die evangelie neergeskryf. Daar staan, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Johannes het hom gesien, daar gaan hy op. En die woorde wat Christus gesê het, ek gaan hemel toe om vir julle plek voor te berei, het hy vir ons neergeskryf. Dis 'n getuie van die hemelvaart. Dan lees ons in Kolossense 3 vers 1 van die apostel Paulus. In sy brief aan die gemeente Kolosse het Paulus geskryf dat Jesus Christus in die hemel is aan die regterhand van God die Vader. En dan kom ons by die Heilige Gees. Nou al die boeke in die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer. So dit wat geskryf is, kom van die Heilige Gees af. So in werklikheid, dit wat ons lees in die Bybel is die Heilige Gees wat getuig en vir ons sê, dis so, daar's 'n hemelvaart, Jesus het opgevaar na die hemel toe. Christus ons verlosser is besig om vir ons plek te berei in sy Vader se hemelwoning. Hy kom weer terug, sodat hy ons na hom toe sal vat. Daar waar hy is. Nou ek weet, en ek is opgewonde daaroor, ek gaan ook eendag my eie hemelvaart hê. Ek is opgewonde daaroor, want ek weet, ek gaan ook. Nou wonder ek, wat sê jy vandag? Wat is in jou gedagte aan die gang? Lewe jy ook met hierdie sekerheid, dat daar vir jou 'n hemelvaart gaan wees? En sien jy uit na dit? Is jy opgewonde om te weet, jy gaan ook eendag hemel toe? Ons is so bang vir die dood. Nie bang vir die dood nie, dankie tog. Ons moet opgewonde wees. Ons moet opgewonde wees. Ek het Vrydag 'n begrafnis, ek het Saterdag weer 'n begrafnis. En mense is so bang en mense is so onseker. Maar as jy 'n ander manier het ons kan hemel toe gaan nie, behalwe deur die wegraping.
Ek en jy moet doodgaan om hemel toe te gaan. Dis die enigste hekkie. Jy kan nie agter oor die draad gaan klim nie. Nee, ons moet doodgaan. En ja, daar is onsekerheid van wat lê aan die ander kant. Daar is onsekerheid. Wat is in daai kant? Maar weet jy wat nee? As ek en jy werklik in 'n verhouding met die Here is, dan vrees ons nie die dood nie. Dan is ons eintlik opgewonde om te dink, die dood gaan my kom haal. Ek gaan hemel toe. Ek gaan by die Here wees. Maar mense is so bang. Want baie van ons is nie seker oor ons geloof nie. Ons is nie seker nie. Gaan ons hemel toe of gaan ons dan na daai plek wat so brand toe? Want daar's net die twee opsies. God het sy gees na ons gestuur en deur hom soek ons na wat daar bo is, die ewige skat in die hemel en nie die skat op hierdie aarde nie. Dis die ware lewe. Wanneer ons begin soek na die dinge wat in die hemel is. Dis lewe. Hierdie goeders op aarde, eish, wat die motte kom opeet en die roes vat dit en die boewe steel dit. Maar ongelukkig word ons maklik deur die wêreldse dinge beïnvloed. Want mense wil skatte op die aarde bymekaar maak. Die vraag vir elkeen van ons is: veg jy teen hierdie wêreldse drange? Veg jy teen hierdie wêreldse begeertes? Veg jy teen dit en vir die dinge wat by Christus is? Beklei ons vir dit. Vir daai skatte wat werklik waarde het. Ware lewe is om te lewe deur die Heilige Gees, om te lewe vir Christus wat na die hemel opgevaar het en aan God se regterhand sit. Ek dink as iemand by die deur, ek hoor 'n klokkie lui. Dis die ware lewe. Dis om te lewe deur die Gees van God. Om te lewe vir Christus. Dis wat ons voluit kry. Ek is besig met voorbereiding vir die mannekamp, vir die boodskap wat ek Sondag gaan bring. En weer het dit net opgekom, daar's 'n gedeelte in elke ene van ons wat net vir Christus bedoel is. Wat net vir die Gees bedoel is. Ons probeer dit volmaak met drank en dwelms en los mans en vrouens. Ons is onbevredig, want dit is God se deel. Is net sy deel, niemand anders te sin nie. Ons beklei vir hierdie aardse skatte. Dit wat die vlees sien, dit wat die vlees begeer. En dis nie die ware lewe nie. Die ware skat is in Christus Jesus. Dis vandag Hemelvaart. Die dag waar ons op die feit, môre is Hemelvaart. Die feit wat ons herdenk dat Jesus Christus opgevaar het na die hemel. Praat vanoggend met Flippie. Môre in Oranje is 'n vakansiedag. As hulle jou vang werk het jy groot moeilikheid. Jy mag niks doen nie. Hier by ons, meeste mense weet nie dis môre Hemelvaart nie. Dis meer 'n vakansiedag nie. En al is dit 'n vakansiedag, wat doen ons met ons vakansiedag? Ons herdenk dit nie. Ons gaan net aan, dis 'n lekker afdag. Ons gaan vang vis en ons gaan ry bike en ons doen al daai lekker dinge. So al was dit 'n vakansiedag môre, dink julle ons sou dit werklik gevier het as herdenking van Christus se hemelvaart? Miskien 10% van die mense, miskien 20%. Die res sou net aangegaan het, dis 'n lekker holiday, dis 'n lekker afdag. Dis 'n feesdag, veronderstel om te wees môre. Want Jesus het op die troon gaan sit en hy heers as koning aan die regterhand van God. Is dit nie fantasties nie? Dis mos nou 'n rede om te celebrate. Huh? Ja. Maar is sommer maar net, vrek, die lewe is so swaar. Dis 'n celebration.
Die implikasie hiervan is geweldig. Ons groot koning regeer vanuit die hemel, nie net oor die kerk nie, maar oor die ganse skepping, hoog bo elke vorm van gesag of mag wat daar mag wees. Hy heers oor alles. Ons koning, ons verlosser, heers oor alles. Hoor wat sê Efesiërs 1 vers 21. Nou is Christus hoog verhewe bo elke owerheid en gesag en krag en heerskappy. Ja, elke noemenswaardige instansie, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die wêreld wat kom. God het alle dinge onder sy beheer gestel en hom as hoof van alles aan die kerk gegee. Is dit nie awesome nie? Die God wat ons aanbid, ons verlosser, regeer oor alles. Alles. Besef jy, wat is alles? Jou paar randjies in die bank? Nee, dis boggerol. Al die geld in die wêreld. Dis God se. Alles behoort aan hom. Ons het eendag toe, as ons so afgaan Natal toe, dan stop ons altyd daar by die klein kerkie, daar op van die Rene. Was jy al daar gewees? As jy daar op die rotse gaan staan, daar op die punt, op die kloof, en jy kyk so oor, en jy kyk al die heuwels, en jy dink in die woord van die Here sê, al die beeste op 1000 heuwels, né? Is myne. Nou sit ek en nou kyk ek daai heuwels so, en ek dink aan al die klomp beeste, en ek dink, sjoe, ek weet nie waar so baie beeste kan wees nie. Dis alles God se. Alles is onder sy beheer gesit. Die Seun van God het teruggekeer na sy hemelse tuiste. Ons kan sê met respek, ons oudste broer is nou in die hemel. Ons ou boet is nou in die hemel. En daarom kan ons weet, vir hom, wat ek en jy het hom aangeneem as verlosser en saligmaker. Hy het vir ons die pad oopgemaak, hemel toe. Hy is in die hemel. Ons ou boet is in die hemel, om vir ons die pad oop te maak, dat ek en jy hom kan volg, ook eendag. Daarom, Christus se hemelvaart wil ons gerus stel oor die lewe na hierdie ene. Hy wil vir ons sê, julle het 'n toekoms. Ek het 'n toekoms. Daar is 'n hemel wat wag. Daar's 'n wederkoms. En ons gaan ook daar uitkom. Net soos dit ons weet, die Here Jesus het vooruit gegaan om vir ons plek voor te gaan berei, weet ons gaan ook eendag soontoe. Die hemelvaart gee vir ons 'n vooruitsig van 'n ewigheid. Ons weet, daar's vir ons 'n ewigheid. Daai dag wanneer ek en jy in daai houtboksie gaan lê, dis nie waar dit stop nie. Dis waar dit begin. Ons is op pad hemel toe. Daar's vir elkeen van ons wat glo 'n heerlike erfenis. En wat is daai erfenis? 'n ewige lewe by God. Hemelvaart maak die toekoms vir ons oop. Dit gee vir ons lig in die tonnel. Paulus bid dat die gemeente helder visie sal hê op die hoop dat hulle kan weet wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat vir ons wag. Maar dis nie alwaarvoor hy bid nie. Hy bid nie net vir dit wat nog kom nie, dit wat nog eendag oor ons pad sal kom nie. Nee, hy bid ook dat ek en jy nou sal verstaan dat ons aan hierdie kant van die graf alreeds begin met hierdie lewe. Ons in hierdie kant van die lewe soveel meer as wat ek en jy besef. Baie meer as wat ek en jy besef. Ek het die volgende storie gelees, en dis 'n storie, hulle sê die man se naam is Chris, en die man wil Europa toe gaan, maar man is 'n sterk begeerte, en nou Chris spaar sy geld, en hy spaar sy geld, en hy spaar sy geld, en toe hy uiteindelik genoeg het vir hierdie bootkaartjie, betaal hy sy kaartjie, en hy sê, nee, maar nou is ek broke, ek het niks geld nie, en hy besluit, hy gaan vir hom 'n groot stuk kaas koop, want hy hou van kaas. En dan gaan hy die kaas saamvat, dat hy darm iets het om te eet. En hy's daar op die boot, en elke dag eet hy Chris 'n stukkie kaas, en nog 'n stukkie kaas, en so gaan hy aan dag vir dag.
En toe hulle so begin aankom en hy sien Rotterdam se liggies en hy ruik weer daai lekker kos wat jy uit die eetsale uitkom, gaan hy na die hoofkelner toe en hy sê vir hom, asseblief, kan ek nie vloere was nie, kan ek nie skorrelgoed was nie, kan ek nie die dek gaan skrob nie, kan ek nie net iets doen om geld te verdien, dat ek net in daai eetsaal kan gaan eet nie. En die kelner sê vir hom, maar meneer, het jy nie geweet al die etes is ingesluit by jou kaartjie nie? Nee? Jo. Jy sien as jy nie weet dat jy in die eetsaal kan gaan eet nie, sit en wurg jy aan 'n stuk kaas. In plaas daarvan om hierdie heerlike kosse te geniet, dan raak jou reis 'n nagmerrie. Dit word 'n marteling. En dis die tweede ding waarvoor Paulus vir die gemeente bid. Hy bid dat hulle en ons oë sal oopgaan en dat God ons wysheid gee, sodat ons hom kan ken, dat ons hom kan verstaan. Nie net wat 'n heerlike erfenis ek en jy eendag gaan kry nie, maar ook dat ons nou besef, wat se krag het hy tot ons beskikking gestel. Hy beskryf die krag so, dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag, waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Kan jy dink, hierdie krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, is beskikbaar vir my en vir jou. Dis vir die woord van die Here sê. En God lieg nie. Ons het hierdie wonderlike krag tot ons beskikking deur die werking van die Heilige Gees en ons mis dit. Ons sien dit nie. Ek en jy kan oorwinnend lewe. Ons hoef nie sommer net om te val as die Satan aan ons kom tik nie. Hy span so 'n ou ding garing draaitjie oor ons pad en dan trip ons oor hom. Want ons besef nie ons krag nie. Ons val vir enige ding, want ons weet nie wie ons is in Christus Jesus nie. Ek en jy vergeet, Jesus leef. Hy's koning. Hy regeer in die regterhand van die Vader. En al die krag wat daar in God is, wil hy met ons deel. As ons maar net daai het verlewe. Die Gees van God help ons om al hierdie dinge te doen. Hoeveel keer laat ons net siektes oor ons loop? Ons laat toe dat omstandighede net oor ons loop. Want is maar so. Hemelvaart wil ons help om te verstaan wie ons is en wat ons besig is en wat besig is om met ons te gebeur op hierdie lewenspad. Want as mense nie verstaan wie in Christus is nie, kan jy nie voluit lewe nie. Ons ken nie ons identiteit in Christus nie. Ons weet nie waartoe ons in staat is deur die Gees nie, deur die krag wat die Here vir ons gee nie. Daarom ploeter ons net rond, ons rol in die modder rond, die duiwel loop oor ons. Alles is net chaos in ons lewens, want ons weet nie wie ons is nie. Ons het gehoor van Jesus, ja. Ons het gehoor van die Heilige Gees. Maar het jy hom ervaar? Werk hy in jou? Is hy besig met jou? Het jy jouself gegee en gesê, kom vul my, geef my die krag, Here. Het jy jouself werklik gesap mid onder Jesus Christus? Luister jy as die Gees van God met jou praat? Of het jy lankal die Gees bedroef, want jy doen net wat jy wil? As jy nie weet wat die heerlike erfenis is wat vir jou wag nie, as jy nie weet waartoe jy nou in staat is nie, as jy sonder hoop leef, dan raak jy moedeloos. En is dit nie 'n ding van ons vandag nie? Ons sien almal op so kop onderste bo, die jou skouertjies hang. Want daar's geen hoop nie. Daar's niks. Hoeveel keer bid ons, ag Here, kom haal my net. Nie omdat ons by hom wil wees nie, net omdat ons moedeloos is. Want die duiwel loop oor ons.
Ek en jy moet besef, en ek hoop ons almal besef dit vanaand. Wat 'n wonderlike krag gee die Here vir ons om deur ons te werk. Hoeveel krag is daar in die Heilige Gees? Want as jy nie weet en jy besef nie wat 'n krag daar vir jou is nie, gaan jy soos 'n sukkelaar lewe. Gaan nou 'n stuk cheddar kaas in jou keel vassit. Jy dink na 2 weke op see hoe daai kaas geruik. Maar dis ons lewe. Ons eet die leftovers. Want ons weet nie wat daar is vir ons nie. Dis hemelvaart. Jesus is koning. Hy regeer. En hy kom weer. En hy het sy Gees gestuur om in ons te woon en te werk. Ons met hoop en krag te vul, sodat ons oorwinnend kan lewe. Ek wil vir jou vra, wanneer ons die nagmaal gaan gebruik, as jy voortploeter, as jy nie modder rondkruip, as jy voel, I'm not worthy, wanneer ons daai nagmaal gebruik, dink daaraan, aan dit wat ek nou gesê het, wie jy is in Christus Jesus, wie jy is deur die Gees van God wat in jou is. En as jy nog nie in daai volheid lewe, as jy nog nie daai krag ervaar, as jy nog nie daai oorwinning in jou lewe kry nie, wil ek vra terwyl ons die nagmaal gebruik en ons luister na 'n liedjie, dat jy vir die Here sal vra, dat jy eers sal sê, Here, vergewe my. Vergewe my omdat ek nie my autoriteit nie opgetel het nie. Vergewe my omdat ek nie besef het wie U is nie. Maar Here, kom in volheid in my lewe in. Ek wil die krag ervaar. Heilige Gees, kom stort Uself in my uit. Dat ek die werke kan doen wat U wil hê ek moet doen. Amen. Amen. Jan, Louis, Redrick, julle gaan vir ons kom uitdeel. Daar is net 3 kies. As hulle so uitgedeel het, dan gaan ons doopie vir ons daar 'n liedjie opsit. En dan is dit jou tyd met die Here. Onthou die Here se liggaam is gebreek. Dat ek en jy nie gebreek hoef te wees nie. Maar as jy nie jou autoriteit optel en weet wie jy is in die Here nie, gaan jy met 'n stikkende liggaam loop. Die Here het die houe gevat vir my en vir jou, dat ons nie die houe hoef te vat nie. Besef vanaand wat die liggaam van Jesus werklik is en die krag wat daar is. En ook die bloed van die Here. Die bloed van die Here is gevloei vir jou en vir my om ons skoon te was. Maar ook om ons te beseël en te beskerm tot die tyd wat die Here ons kom haal het. So Doopie, sit vir ons op daar asseblief. There is power
jy deel van hierdie weermag wat opstaan? Is jy deel van dit? Neerder het die liedjie gekies, ek het nie geweet wat sy gaan speel. En dit pas aan by die boodskap. Daar's krag in die naam van Jesus. Glo jy dit? Daar's daarom so een of twee wat dit glo. Is jy deel van hierdie weermag wat opstaan? As jy deel is van hierdie weermag, onthou jy kan nie na 'n oorlog, na 'n gunfight toe gaan met 'n mes nie, nee. So ons moet die regte tools hê. Ons moet ons wapenrusting aantrek. Ons moet bid. Ons moet die woord leer, ons moet die woord bestudeer. Ons moet op ons knieë voor die Here wees. Anders dan gaan jy met 'n mes na 'n gunfight toe. Gaan jy tweede kom. As krag in die naam van Jesus. Almagtige Vader, baie dankie vir die genade, dankie vir die liefde vir ons, dankie vir die voorsiening. Here, so baie dankie dat ons vanaand net weer kon herinner word van hoeveel krag daar werklik vir ons is deur Jesus Christus en deur die Gees van U. Vra Here, help vir ons. Ons het nou gesing hierso, ons 'n army rising up. Here, laat ons nie met messe na 'n gunfight toe gaan nie. Dat ons werklik, Here, onsself sal toerus, dat ons ons autoriteit sal opvat, dat ons sal leer wie ons is in U, dat ons sal leer wie U is en waartoe U vir ons in staat maak. Dankie, Here, dat U nie net gesterf het en in die graf gebly het nie, maar U het opgestaan, U het die dood oorwin. U het nie net die dood oorwin nie, U sit in die hemel, waar U regeer. Ons oudste boetie, wat uitkyk vir ons. Dankie vir die krag, dankie vir die genade. Dankie dat U 'n wonderlike God is, fantastiese Vader, verlosser uit die boonste rakke. Dankie dat U vir ons U Gees gegee het, om ons te lei, om ons te leer, maar ook om ons te versterk. Rus ons toe en gebruik ons, Here. Weereens dankie vir die hemelvaart. Dankie dat ons 'n lewende God kan aanbid. Aan U alleen kom toe al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Amen. Linda, ek weet nie, het ons 'n afsluitliedjie? Nee. Okay. Julle het 'n afsluitliedjie gehad. Dis Power in the Blood. Julle moet 'n geseënde week verder hê. Veilig ry huis toe. Lekker aand vir julle almal.